Sy werk met ons finansies. En met haar noukeurige besluite en raakvat idees, word hierdie kerk se deure oopgehou. Paul kan nie net besluite neem en sê, volgens die grondwet mag hy, maar Jaaitjie hou hom in toom, sodat hy nie sommer net kan spandeer nie. En vir Jaaitjie wil ons sê baie, baie dankie. Jaaitjie, jy is vir ons goud werd. Tannie Stofie, sy is op die stadium die kerk se sekretaresse, sy het oorgeneem by Tannie Susan. Pieter en Corneille, julle is ons nuutste, behalwe Tannie Stofie, nuutste toevoeging tot die kerk se besluitspan, en daaroor wil ons vir julle ook sê, dankie vir alles wat julle vir ons doen. Oom Willie en Tannie Lizette, julle stap al ook 'n lang pad saam met ons. Dankie vir julle onbaatsigtige liefde en omgee. Oom Bill en Tannie Susan, dankie tog. Dankie vir julle liefde en omgee. Wynand en Jeanette is nou nog by die deur. Soos julle weet, het ons nie net leiers nie, maar ons het 'n groetspan ook. En die span staan Sondag vir Sondag by die deur. En dit is hulle warm liefde wat dinge in die gemeente maak stiek, as ek dit so kan sê. Dan wil ek vir die volgende span baie dankie sê vir my vroueraad. Baie dankie aan elke vrou van Manelraad. Julle getroue diens, gebedsondersteuning en liefde en harde werk. Julle is die stilkrag agter soveel seëninge, altyd gereed om te dien en te gee en te bid. Deur elke projek, elke ete voor te berei, elke besoek en elke gebed, wys julle die hart van Jesus aan die gemeente en aan die wêreld. Die Manelraad staan net vir my so een vorentoe. Tannie Stofie, Jaaitjie, Lizzie, Susan, Ansie, waar is hy? Ok, die wat nou nie hier is nie, Janetjie is nou nog daar buite, dis ok. My musiekspan, en ek dink julle kan saam met my stem, ons musiekspan is special, hulle is net eenvoudig amazing. Ons as Leefstyl gemeente is dankbaar vir julle gehoorsaamheid en die manier waarop julle harte oopmaak vir die Gees van God om deur julle te werk. Julle musiek is 'n boodskap van hoop. Baie dankie vir julle toewyding, hart en passie waarmee julle die Here dien. Elke noot, elke lied en elke oomblik van aanbidding bring mense nader aan God se teenwoordigheid. Baie dankie daarvoor, dis ure se opoffering, donderdag wanneer hulle met die hierso kom sit, is dit nie net waar hulle inval en jam nie, nee. Hulle moet voorbereid wees en hoor wat die Gees sê, luister na Paul se boodskap, wat sy boodskap vir die week gaan wees, en daarvolgens pas hulle dan nou hulle musiek aan. Amen. Volgende is ons kinderkerk. Ons Grace kinderkerk, Grace Kids kinderkerk, is 'n newbie. Hulle is nou amper 'n jaar op die been. En ons het werklik waar gesukkel om hierdie kinderkerk aan die gang te kry. En in die begin van die jaar het ons begin met tot so ver as 23 kinders. En dan het dit weer gekrimp, maar dit het weer ook opgetel. En ons weet die Here voeg by, soos wat dit nodig is, en ons gebed bly, Here voeg by die nodige kinders, bring die kinders wat by die huis sit, want ons weet, as die kinders kerk toe kom, gaan die ouers ook kerk toe kom, en dit is ons hartsbegeerte. Baie dankie aan elkeen van julle, wat week na week, met soveel liefde, geduld en toewyding, ons kinders leer van Jesus. Julle plant saad van geloof, wat eendag groot bome van vertroue en liefde vir God sal word. Leefstyl gemeente waardeer julle opregte harte, kreatiwiteit en liefde vir elke kind. Mag die Here julle oorvloedig seën en aanhou gebruik om jong lewens aan te raak. Julle is baie spesiaal. Amen. Nou ons laaste groepie mense is mense wat hard werk. Dit noem ek my werkende mens, my werkers. Maar daar's nou 'n klompie van hulle wat nou lekker nie hier is nie. So ons gaan hulle net verskoon vandag, soos ek gesê het. Ek wil baie dankie sê aan elke helper vir julle harde werk, julle bereidwilligheid en julle geloofsgetroue diens, julle hulp, deursettingsvermoë en julle hart om altyd betrokke te wees
wys dat julle nie net vir mense werk nie, maar ook vir die Here. En ek wil vanoggend iemand uitsonder. Vergewe my daarvoor, want ek hou nie daarvan nie, maar ek wil vanoggend iemand uitsonder. En dit is oom Willie. Oom Willie het hierdie laaste, kan ek sê, 4 weke onbaatsigtig sy tyd opgeoffer en by hierdie kerk gewerk. As ek gesê het of gevra het, oom Willie, dit moet gedoen word, was oom Willie altyd bereid gewees. Hy het nooit gequestion nie. En weens oom Willie se knie wat soms seer is en sy been wat soms pyn, het hy nooit gehuiwer nie. Hy het altyd gesê ja. Oom Willie en Paul het hierdie laaste 3 weke aan daai hok gebou om hom toe te kry, sodat ons 'n ekstra stoor het. En daarvoor, oom Willie, wil ek van hierdie geleentheid gebruik maak om vir jou baie, baie dankie te sê. Dit beteken ja, klap maar. Dit beteken vir ons as leefstyl baie om te weet jou hart is op die regte plek. Oom Bill, jy ook. As ek vir jou sê hierdie stoele is stikkend, dan kom jy met daai mooi bakbene van jou en jy lê op hierdie grond en jy fiks my stoele. So vir jou wil ek ook baie dankie sê. Maar ons kon nie die gemeente bou sonder die span wat hier is nie. Elkeen van julle beteken iets vir die gemeente. Wanneer ons 'n pannekoekstasie het ek nie nodig om te twyfel om te sê, gaan ons genoeg mense hê nie. Ons het altyd genoeg mense. Daar's altyd mense wat bereid is om te help. Jeanette en Wynand, julle moes hier gestaan het, maar julle was by die deur. So, ek wil vandag graag 'n gebed vir julle doen. Hoe gaan Jeanetjie? Kry julle sertifikaat? Ek wil net my zoon reghelp. Daar is nie 'n stoor nie. Dis my en oom Willie se shack. So as ons hulle soek, dan soek ons hulle daar. Is dit die ding? Amen. Yes. So ek dink kom ons klap gou vir hulle almal baie baie hande. Harthande. Amen. Dan gaan ek vra, kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vandag met dankbare harte na U toe. U het hierdie groep leiers met wysheid, geloof en liefde om U gemeente te lei. Dankie vir elke leier wat met toevoeging, gebed en opoffering dien. Here, U sien die ure van beplanning, die stil gebede, die besluite wat soms swaar dra en die vreugde wanneer U hand duidelik sigbaar is. Ons eer U vir al hul getrouheid en vir hul hart waarmee hulle U dien. Seën hulle, Here, met vars krag en die hemelse wysheid. Laat U vrede hulle harte vul wanneer uitdagings kom. Ons bid dat hierdie leiers altyd 'n lig sal wees, 'n voorbeeld van nederige diens, 'n kanaal van U liefde en U instrument van U vrede. In die naam van Jesus Christus, ons Here, ons hoof van die kerk. Amen. Baie, baie dankie. En dan hier's 'n klein ietsie van waardering. Moenie loopie. Wat gou een? Ons moet hulle daarom bederf met 'n ietsie. Sy, Frans. Kyk nou hierdie snaaksie. Jy was, kom ons gaan die kant. Amen. God is good. And all the time? Yes, amen. Wynand, ek sien jou. Jy moet een vat, nie 'n handvol nie. Oeps, ja, ek daar. Ja, dan die stoofie. Ek kan vinnig hardloop, hoor. Amen. Dis sy. Ja, ons newbies kan ook tog 'n ou lekkertjie kry. Het hulle gekry? Het jy nou een? Dis sy. Hy het met 'n plan gekom vanoggend. Hy het gesê, Corneil, vat jy een, dan gee hom vir my. Dis mos nie steel nie. Amen. Nou mag julle verdere geseënde diens hê. Dankie leiers, dankie vir julle opofferings en dankie dat julle leefstyl altyd eerste stel. Alright, dan gaan ons aan. Ek wil net gou seker maak ons doopkandidate is hulle nou. Ek het hulle gaan agterwys. Ek hoop julle staan daar agter en wag nie. Ai, pastor gaan kyk, ons het nog gedoop, dankie tannie Stofie. So terwyl die musiekspan ons nou gaan bedien, nee, ons gaan net een liedjie sing, dan nooi ek julle om julle tiendes en offerande na die skatkis te bring en dan gaan ons oor na die doop toe. Dankie Leefstyl familie. Ek het nou 'n oeps gehad. Ek sit hulle in 'n hok. Kom ons staan, bring jou tiende.
Amen. Nou ons kan vir so 'n minuut ons sitplekke neem. Ek glo ons ouens wat gehok is gaan nou by ons wees. Wat 'n voorreg om op 'n oggend by mekaar te kom en te weet dat die Here het soveel planne vir ons in stoor. Jy sien, partykeer moet ons op die plek kom wat ons verstaan waantoe ons op pad is en wat ons gedagtes is in dit wat ons glo. Kom staan hier by my. Nou, hulle was al gedres en gepres om te swem. Ek moet nog. So Stefan gaan nou hier by ons wees. Hallo. Ek vra om verskoning vir die misverstand, my vrou se skuld. Net die lekker vanoggend is om hier langs Stefan en Chanel te staan en weet julle wat, die besluit wat hulle geneem het is om die ou lewe af te lê en nie op te staan. En dit was lekker toe ons nou die aand saam kuier en so 'n bietjie gesels, kon ons lekker oor baie punte praat en ek het vir julle gesê daar's een skrif wat vir my uitstaan en dis die skrif wat ek met elke liewe doop gebruik.
want dis 'n skrif wat my net elke keer opnuut opgewonde maak, want jy sien Handelinge 2:38 sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sonde, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ek dink baie keer neem ons maar net aan, ons is okay. Maar ek wil vir jou sê, as jy nog nie deur die proses van reiniging is nie, dat jy die ou lewe afgelê het, en dat jy die gawe van die Heilige Gees ontvang het, gaan daar altyd goed wees wat jy nie verstaan nie. En om een of ander rede, is die mense snaakse ding, hy vra baie vrae, maar hy gaan nooit verby die punt nie. En ek besef nou, dis waarom my preektema vanoggend is, moenie wag nie, beweeg. Nou, ek wil sommer so in 'n grappie sê, my skoonseun het 'n mooi ding wat hy sê vir die twee laities, as hulle nie vinnig genoeg aankom nie, as hy vir hulle sê beweeg, dan sê hulle al die tweede deel, want hulle is so rympie, as hulle 'n bietjie lank vat en sê, beweeg jou deeg. Dan kom hulle aan, nou kan jy al vir Alko, wat 3 jaar oud is, net vra, Alko, beweeg, en sê hy klaar, beweeg my deeg, ek kom. En weet jy, partykeer moet ons op die plek kom, dat ons die humor en goeders ervaar en besef, want raai wat, hulle het beweeg, om op die plek te kom, om 'n afspraak te maak, om te kom sit, die vrae te vra wat hulle nie verstaan nie, sodat hulle vandag hier kan wees om te sê, ek gaan die ou lewe aflê, en ek gaan nie opstaan in nie. En dit is wat belangrik is. So ek wil vra, steek julle hande uit, kom ons gaan lekker saam met hulle bid, ek wil julle salf en julle toemaak, julle kan sommer so na my toe kyk, amen. Vader, wat 'n voorreg om vandag vir Stefan, vir Chanel te salf in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons kom in hierdie oggend, Vader, en ek bid, Here, dat U vir hulle soveel meer sal gee. Here, dat hulle sal weet, Here, deur hierdie geloofstap wat hulle nou neem, om te sê, Here, ek lê die ou lewe af, ek gaan nie opstaan in U. Vader, dat U hulle seën op seën op seën, Vader, sal gee en dat sal ervaar. Vader, dat hulle in hierdie tyd sal besef, Here, my God kan alles doen. Vader, ek bid, Here, dat elke gawe wat U uitgesit het vir hulle, dat U dit vir hulle sal oopmaak, in die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Nou ja, nou is ons gereed, ons kan so deurgaan, en dan gaan ek gou aantrek, sien julle nou weer. Pastoor, ons sing vir hulle liedjie terwyl hulle uitstap, is dit reg? Dis vir julle twee hierdie, hoor, die Here seën jou. Here seën jou, en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede
deurmekaar maak, sien julle twee persfigure hier voor. Dis 'n we en 'n de. Ons het nou 'n Wayne en 'n Dwayne. So as jy nou deurmekaar maak met we, deurmekaar raak met we en de, sê weer? Dit is maroon. Is dit nie dieselfde as wynrooi nie? Wat jy kyk hulle mekaar. Okay, Wayne, Dwayne. Ons is bly julle is buddies. Dit was nie afgespreek nie, hoor, dit was sommer net toevallig. Is pastoor hier reg? Daar sy. Dis sulke tye wat ek maar wens, ek was 'n ballerina, dat ek op my tone kon bly. Wat 'n voorreg, om vanoggend saam met julle in hierdie bad te wees, wetend dat Vader iets groots in store het vir julle. Want jy sien, buiten die besluite wat julle in julle pad vorentoe besluit het, maar dat julle God eerste gesit. Dit is wat die belangrikste is. Want dis waar die seën van die Here begin in al hierdie. Amen. Kom staan hier by my. Ja, so. Chanel, volgens jou eie geloofbelijdenis, doop ek jou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Stefan, volgens jou eie geloofbelijdenis, doop ek jou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. So in by hom. As hy, kom ons kom so by mekaar. Ek net hier na by die mic kom. Maar Vader, Here, soos ons nou in hierdie bad staan, Here, Vader, kom ek vanoggend en ek bid, Here, dat U hulle sal bederf, Vader, met U vuur van die Heilige Gees. Vader, dat hulle vanoggend sal weet, Here, dat dit wat hulle besluit het in U, Here, dat hierdie die beste besluit van hulle lewe was. Vader, dankie, Here, dat dit wat was, nou weg is, Here. Vader, dankie vir 'n nuwe begin, Here. Dankie vir die gawe van die Heilige Gees. Vader, ek bid, Here, dat goedheid en guns so intens in hulle lewens nou sal wys, Here. Vader, dat daar opgewondenheid sal wees vir elke deel wat nou wag. In die naam van Jesus Christus. Amen. Daar sê ons hoop hulle word warm hierbo. Ja, nou kan ons sing. Gemeente, is julle nou reg? Nou gaan ons sing. I
bevestig dat jy 'n kind van God is en dat vrees nie veronderstel is om 'n deel van ons lewe te moet wees nie. Here, help ons dat ons vrees aan een kant toe sal skuif in Jesus se naam. I just want to speak the name. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. So there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name.
ons dink ons kan nie meer nie, dan kyk ons net op en dan weet ons kan. We love you, we praise you. For you alone are holy. Sing your praise, you are welcome, Holy Spirit. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name. For you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
Jesus. You are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. Vader, om net in die teenwoordigheid te wees, Here. Vader, om net u gees te ervaar, Here. Om net vanoggend te weet, Here. Here, ons kan voor u staan en ons kan net oorgee, Here. O, dankie, Here, dat ons hierdie lied kan sing, Here. En net kan leegmaak, Here. You are worthy to be praised, Lord. O, Here, dankie, Vader, dat ons vanoggend Here op die plek kan wees waar ons net kan sê, Here, begin in my iets niets, Here. Vader, Here, as ek op 'n plek is waar ek nie moet wees nie, Here, dat u my terugbring in die area waar u wil hê ek moet wees, Here. Vader, as ek op die pad is waar ek nie moet wees nie, Here, dat u my rigtingaanwyser sal wees, dat ek op die regte pad sal kom, Here. Vader, u woord is tog ons geestelike GPS, Here. Here, maar ek ervaar in hierdie tye, Here, is mense net nie meer honger vir daardie GPS nie, Here, want hulle wil nie die regte aanwysings in hulle lewens ervaar nie. Maar ons kom vanoggend teen dit, Here. Ek bid, Here, dat u denke sal vernuwe, Here. Ek bid dat u rigtingaanwysers sal verander, Here, dat u ons terugbring na die area toe waar u ons wil hê. Vader, dat ons vanoggend daai opgewondenheid sal hê om in u teenwoordigheid te wees, Here. Vader, om net te kan sê, Here, Vader, ek wil net vir 'n oomblik so in u teenwoordigheid stil wees, om te ervaar hoe u Gees my toemaak, Here. Vader, hoe die Heilige Gees net sal uitwys wat nie hoort nie en wat moet gaan. Vader, die lekker vanoggend is, Here, ons hoef nie te staan en dink, is hierdie reg, is hierdie nie. Here, wees u ons geestelike filter. Here, vat net weg wat nie hoort nie. Here, maak ons net los, maak ons net vry. Here, ons sing daardie lied, Jesus het my vry gemaak. Here, maar tog gaan ons terug na dit wat ons van vrygemaak is. Here, en ons wil vandag teen dit opstaan, Here. Ons wil vandag die grondgebied terugvat om te sê, Here, Vader, sit ons voete terug op die rots, Here. Herstel dit wat u vir ons gegee het, Here. Vader, dat ons kan teruggaan na die autoriteit wat net u vir ons kan gee, Here. Here, help ons, Vader, om nie meer gister deel te maak van vandag nie. Here, ek weet nie hoekom dit vir ons as kinders van die Here so moeilik is om los te maak nie. Here, as ons nie kan losmaak nie, dan beteken dit ons sê vanoggend dat u het ons nog nie vrygemaak nie. Here, en ek wil nooit op die plek kom om voor u te staan en te sê, Here, u het halwe werk gedoen nie. Here, dankie. Dankie, Here. Dankie, Here, dat elke tree wat ons gee, word ons ligter. Here, elke tree wat ons gee, gaan ons verder weg van dit wat ons vasgehou het. Vader, vanoggend sê ons dankie dat jy elke band breek. Ons sê dankie, Here, dat u ons in gereedheid sit om vanoggend in te vat wat u vir ons wil oopmaak. Vader, Here, ek wil vanoggend staan op daai woord, Here, dat ons nie sal bang wees om te beweeg nie, Here. Vader, ek bid, Here, dat u ons vanoggend inteendeel die vrymoedigheid gee om te beweeg. Vader, vanoggend vra ek, Here, dat u beheer sal vat. Vader, ek bid net u soewereine wil, u woord wat die hoogste gesag is, dat dit sal seëvier. In Jesus naam. Amen. Ons kan ons sitplekke neem. En dit wel. Ek gaan jou voete salf. Okay, Danny.
gaan, kan iemand my hou vas? Ja, ek moet die voete salf. Oh. Trek hom agtertoe. Dankie. Here Jesus in die hemele. Here, U sê ons moet gehoorsaam wees. Here, en ons gaan nie langer 'n oomblik terug staan nie. Ons gaan luister vir U stem, Here. Here, en ek vat nou my hand en met hierdie salwingsolie salf ek hierdie man, hierdie herder van ons, Paul Smith se voete. Here, hierdie voete wat so baie loop en wat so baie werk doen vir U, Here. Wat sy hart brand om siele vir U te wen, Here, moet ek vanmôre salf in gehoorsaamheid in Jesus Christus se naam. Here, ek bly die bloed van Jesus oor hom, Here. Ek bly die bloed van Jesus oor hom. Oral waar hy sal gaan, Amen. Here, oral elke tree wat hy sal stap, Dankie, Here. Here. Oral waar sy verlange in sy hart sal wees, om U woord uit te dra, Here, en vir U te lewe. Dankie dat hy vir ons 'n voorbeeld is, Here. Dankie dat U vir hom die krag gee, en laat die krag deur hom werk, Here. Amen. En dat dit so uitstroom na ons toe, dat ons dit kan ontvang, Here, in gees en in waarheid. Here, want in U woord staan daar, Julle kan my net dien, in gees en in waarheid. Amen. Here, en dankie dat ons nie 'n herder het wat ons mislei nie. Here, hier is soveel herders en soveel mense wat hulle herders noem, wat mense sondae mislei, Here, oor die hele wêreld. Maar dankie dat ons die woord van suiwerheid van Jesus Christus hier kan kom ontvang en kan kom luister. Here, ek salf so in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, hierdie voete, hierdie bene, Here, wat so baie stap, Here, op en af en so gewillig is om dit te doen, Here, salf ek volgens wat U my vanoggend beveel het. In Jesus naam. Amen. 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 Baie dankie vir gehoorsaamheid, Tannie. En dis al wat belangrik is dat ons hoor wat Vader se stem vir ons sê. Nou, ek wou nou eers vir Tannie gesê het, beweeg jou deeg, dan vergeet jy van hy knie. Maar, ek dink ons moet op 'n plek kom waar ons besef, hoekom Vader wil hê ons moet beweeg. Want jy sien, ons staan vir so lank stil, dat ons vergeet het wat die opdragte was, wat God vir ons uitgesit het. Ons het gemaklik geraak, om net deel te raak. En dis iets wat my al vir die hele jaar pla. Dis iets wat die Here die hele tyd op my hart lê. Ons kan nie net deel vorm nie. Jy sien, hy het ons geroep, hy sê ons is buitengewoon geskape. Ek wil volgende vir jou vra, glo jy dat jy buitengewoon geskape is? Jy moet nou weet hoekom jy amen gesê het. Want dit beteken jy moet buitengewoon optree. Nou tree ons op die oomblik buitengewoon op, of gaan ons maar net saam? Hulle maak so ons gaan so maak. Ek wil nie te veel anders te wees nie, want anders te gaan almal so oë op my wees. Daar's 'n Engelse woordjie wat so mooi op 'n ou se tong rol. Whatever. Hoekom breek jy jou kop oor wat mense dink en sê? Is God se roeping nie groter as dit nie? Is dit nie hoër as dit nie? Is dit nie veronderstel om uit te staan bo enigiets anders te nie? Wie sien, wag het vir ons die norm geword. Ag, ek is alright om net te wag.
Weet jy wat? Die woord sê ek moet geduldig wees, so ek gaan net wag. Jy moet weet wanneer hy wil hê jy moet geduldig wees. Ons moet versigtig wees dat ons goed uit kontens uithaal en dan op 'n plek gaan insit waar dit nie hoort nie. Want dis wat ons oulike gelowiges doen. Nee, ek wil net nie iemand teëgaan nie. Ek het geen probleem om op enigiemand se tone te trap nie, solank ek nie uit lyn uit is nie. Jy sien, daar's 'n verskil. As jy uit lyn uit is, dan gaan dit terugkom na jou toe. Maar as jy in lyn is met die woord van God, hoekom is dit dat ons so op eiers loop? Ons is so bang om net die treukie te gee. Nou kom aan, as jy in die oggend opstaan, ek weet van ons is bietjie vinniger as ander, maar om uit die bed uit te kom, beteken jy moet 'n tree gee. Anders te raai wat, bly jy in die bed. Dis waarom van ons nog so half van die slaap is. Want ons het nog nie die tree gegee om te sê, hey, ek het hierdie tree weggegee van die bed af, so ek moet nou my dag begin in Jesus. As ons dink aan daai mooi verhaal in Johannes 5, en ek en hom Willie het nogal laasweek, het ons daaroor gesels, want dis vir my net snaaks dat iemand net kan vrede maak om te lê en te lê en te lê. Jy sien, Johannes 5 vers 1 sê, hierna was daar 'n fees van die Jode en Jesus het opgegaan na Jerusalem en daar is in Jerusalem by die skaappoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes, krepeles, lammes wat op die roering van die water gewag het. Nou interessant dat nie een van die Nuuter vertalings het vers 4 nie. Die NLV, die 83, niemand het vers 4 nie. En vers 4 is eintlik baie belangrik, want hoor wat sê hy, want 'n engel het op 'n bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Nou ek weet nie van jou nie, maar dis wanneer ek in my gees wens, Here, ek wens ek kon dit net ervaar. Ek wil nie die siekte hê nie, ek wil net ervaar dat 'n engel neerdal en hier tussen ons die water begin roer. Ouens, kom aan, ons raak excited oor iets, wow, maar ek wil vir jou sê, dink gou vir 'n oomblik dat 'n engel hier tussen ons is en nou begin hy die water roer. Stefan, Chanel, imagine ons het daar binne gestaan en 'n engel het ewe skielik tussen ons kom staan. Dan was almal in daai klein baadjie. Want jy sien, ons almal wil dan hê wat die ander gekry het. Dis waarom hierdie so belangrik was. Die een wat die eerste ingegaan het na die roering van die water, het gesond geword. Aan watter siekte hy ook al gelei het. Nou, ouens, dink gou mooi. Hier is nie beperkinge nie. So of dit kanker, of dit 'n hartstorie, of dit jou niere, of dit jou longe, of dit jou bene, of dit jou rug, of dit wat was. Jy het gesond geword. Nou hoor gou wat sê vers 5. 'n sekere man was daar van 38 jaar wat aan sy siekte gely het. Ek dank die Here dat ek so haastig van geaardheid is. Want ek kan nie dink om vir 38 jaar te wag dat iets net moet gebeur nie. Jy moet nou mooi dink voordat jy saam begin stem. Want kom nou, hoeveel van ons wag al dalk vir 50 jaar dat die Here iets in ons lewe moet doen. Jy lê dalk nie daar op 'n mat en wag nie. Maar jy sit baie gemaklik en wag dat die Here iets moet kom doen. Maar wat doen jy? Jy sien, vir hom om iets te doen, het ek en jy nodig om te beweeg. Ons het nodig om net so effens 'n beweging in ons te kry, sodat daar iets van ons kant af gebeur. Maar ons het gemaklik geraak om net te wag. Ek wag op die Here. Hy gaan na my toe kom. Is jy doodseker? Vir hoeveel jaar wag jy al dat dit moet gebeur?
Het jy eers nie dalk iets gemis nie? Eers moes jy dalk al begin beweeg het. Eers moes jy dalk al gehoor het dat hy vir jou gesê het, staan op. Want jy sien, dis al wat hy nodig het om te sê. Ek en Willie het 'n interessante gesprek. Hy sê, as hy dink hoe swak het sy been geraak met al die chemo en alles waardeur hy deur is. En elke keer as hy nou beweeg, die goed wat hy al kan doen, en as ons dink 2 jaar terug, het daai been net gehang. Maar die tyd wat dit gevat het vir daai been om te begin saamwerk, raai wat, was nie oornag nie. Maar hoor nou hierso, ek gaan nou spring na vers 8 toe, want hoor gou hierso, hy sê, Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. Hy het nie gekyk nou wat alles fout is nie. Hy het nie ge-worry oor, gaan hierdie ou nou eers so staan en wobble nie. Nee. Jy sien, dit het nie gegaan oor die genesing nie, want ons fokus is die hele tyd so oor die wonderwerk wat plaasgevind het. Ek wil volgende vir jou sê, die geloof wat daarmee saamgegaan het, want raai wat het daai man gedoen? Hy het geglo wat Jesus gesê het, en hy het opgestaan, hy het sy bed geneem en hy het geloop. Dis waar ons probleem is, daai woordjie, geloof. Dis waarom baie van ons nie beweeg nie, want ons geloof is nie sterk genoeg om daai tree te gee in Jesus Christus nie. Dis waar die foutjie inkom. Jy sien, dit is so maklik om elke keer net iets anders te soek om voor te sit. Die verskoningkie, weet jy wat, hierdie gaan nie gebeur nie, want ek wil vanoggend vir jou sê, wat sal jou reaksie wees as Jesus vanoggend vir jou hierdie woorde sê? Staan op, neem jou bed op en loop. As hy vanoggend vir jou sê, staan op, dit wat in jou liggaam was, gaan agterbly, beweeg. En wat ook al fout was, is weg in die naam van Jesus Christus. Glo jy dit? Glo jy dat Jesus die onmoontlike kan doen? Want dit is wie hy is. Hy sê, doen jy die moontlike en ek sal die onmoontlike doen. Maar ons geloof laat ons in die steek. Want hoekom? Here, ek raak so opgewonde oor alles wat almal sê, tot ek in geloof moet opstaan. As jy geweet, die Here kan van die simpelste dingetjie soos 'n ingroei toenaal tot 'n rugwervel wat gebreek is. Nêrens praat hy van die een siekte was groter as die ander ene nie. Jy sien, ons wil net bid as daar kanker of al hierdie groot name is. Maar as jy griep kry, ek sal 'n grieppilletjie gaan kry. Here, soos hy gekom het, bid ek nou in die naam van Jesus Christus, vat hom weg. Ek dog jou liggaam is 'n tempel van Jesus. Weet jy wat is 'n tempel? Is 'n geestelike huisvesting. So as jy in die gees Jesus Christus huisves, hoe kan daar plek wees vir 'n griep? Maar ons spreek dit nie aan nie, want dit is nie belangrik genoeg nie. Nee, daar moet iets groots gebeur. As jy nie in die klein kan vertrou nie, hoe gaan jy vertrou in die groot? Jy sien, dis wanneer ons wiele afval. As die groot goed gebeur, dan dink ons, dis die einde van die pad. Want jy het nie geleer om in die klein om te vertrou nie. Jy sien, geloof begin by klein goedjies. As jou geloof maar was soos 'n mosterdsaad. Nou, dit gaan my verstand te bowe dat so klein saadjie so groot impak kan maak. Maar dan kyk ek hierna en dink ek, Here, U sê in vers 9, en dadelik het die man gesond geword, sy bed opgeneem en geloop, en daardie dag was dit die Sabbat. En ons almal ken die verhaal verder. So wat het ouens gaan soek? Hulle het gaan fout vind in dit wat gebeur het, want hulle kon dit nie verstaan nie. Maar ek wil vandag vir jou vra, verstaan jy werklik wat gebeur het na 38 jaar wat hy gelê het? Nou, ek het daai ding al probeer in my kop uitwerk. Vir hom om vir 38 jaar daar te lê, moes hy 'n kwadripleeg gewees het.
Maar my bekommernis is, raai wat 'n kwadripleeg se mond werk. En ek sê dit met respek. Het hy dalk net opgegee en nie meer ge-worry om te vra nie, want hy dalk vir die eerste jaar, die tweede jaar, miskien die eerste 10 jaar, het hy gevra, help my. En wat doen ons oulike kinders van die Here? Nee, my probleem is groter as joune. Hallo? Want ek wil vir jou sê, ek sien hoeveel van ons loop verby mense, want jy's so vasgevang in jou probleempie, dat jy nie die probleem by iemand anderste kan eers optel nie. Jy sien, gees van onderskeiding beteken, dat die Here jou gees oopmaak, dat hy jou bewus maak. Die een ding wat ek geleer het in bediening, toe die Here my geroep het, en ek praat nie van bediening soos in die nie, toe ek begin om Jesus te volg, en te begin kyk na wat Jesus wil hê ek moet doen, het ek besef, Here, as my fokus is op iemand anderste, doen hy vir my, sonder dat ek dit besef, sonder dat ek dit vra. Want jy sien, ek het my fokus geskuif van my, na wat God wil hê. Is dit nie wat Johannes 3:30 tog vir ons sê nie? Meer van hom, minder van my. Het jy geweet, as minder van jou is, gaan jy nie die hele tyd bekommerd wees oor wat jou foute is nie, oor wat jy moet kry nie, oor wat nog moet gebeur nie. Maar jy sien, die fokus het geskuif. Want hoekom? Dit gaan oor geloof. Jy sien, ek sit en ek probeer 'n punt kry, hoekom vir 38 jaar. En ek dink, Here, is dit nie ons probleem, dat ons ook ly aan 'n wagsyndroom? Ek dink baie van ons is al gediagnoseer aan 'n wagsyndroom. Ons het so gewoond geraak om net te wag, dat ons nie meer weet hoe om te doen nie. Want raai wat, al wat jy die hele tyd hoor is, jy moet wag. Dit is nog nie reg nie, jy moet wag. As jy lank genoeg, te veel kere hoor dat jy moet wag, gaan jy nie weet wat dit is om te begin nie. Want jy begin ly aan 'n wagsyndroom. Ja, ek kan nie. Nou raai wat, dit is hierdie hele verhaal van Betsera, was 'n wagsyndroom wat oor hom oopgemaak is. Hy het later begin vrede maak om net te lê. So hy het net gewag en gewag. Maar raai wat, toe Jesus daar by hom kom, en hy vra die woorde, wil jy gesond word? Kom nou, kan jy dit glo? Here, natuurlik wil hy gesond word. Jy weet, as ek daai storielyn lees, dan dink ek, hoekom het Jesus hom gevra, wil hy gesond word? Hy lê en wag vir 38 jaar by die bad. So wat sê die logiese ding vir jou? Natuurlik wil hy gesond word. Maar jy sien, dis nie waarom Jesus hom dit gevra het nie. Nee, hy het hom net getoets. Hy het dit net uitgesit. Jy sien, ons lees goed en dan kyk ons na die skriffies en dan dink ons, Here, dit is waarom, hierdie is die woorde, okay, ek maak vrede daarmee. Ek kan nie vrede maak met 38 jaar nie. Ek weet nie van jou nie. Ek sukkel om 'n dag te wag. Ek sê ek gaan dit môre doen en raai wat, teen vanmiddag kry ek so 'n bietjie energie en dan doen ek dit. En dan dink ek, as ek by môre kom, miskien moes ek gewag het, want dan het ek vir myself meer werk gemaak. Maar dis wie ek is. Ek kan nie môre doen nie. Ek kan nie dit as iemand vir my sê, ja, maar onthou jou gesondheid. Maar ek kan loop, ek haal asem, en as ek kan loop, dan kan ek klim, en ek kan goed optel. So raai wat, ek kan dit doen ook. Want wat sê daai mooi skrifgie in Filippense 4:13? Ek is tot alles in staat deur Christus Jesus, wat my die krag gee. Maar jy sien, hy moet eers hierdie ding sterk maak. Dis nie hierdie wat moet sterk word nie, dis hierdie. Wanneer jou denke gesond is, ekskuus tog, werk alles beter. Maar ons probleem is, ons denke is nie op 'n goeie plek nie. Vir 38 jaar was hierdie man se probleem, hy was vasgevang in 'n wagsyndroom, en hy het vrede gemaak om net te lê. Ek wil vanoggend vir jou sê,
as ek dit nou in 'n grap mag sê, jy moet dalk in die gees ook vir jouself begin sê, beweeg jou deeg. Jy moet ook op 'n plek kom waar jy jouself begin challenge en sê, hey, ek kan nie langer net so sit nie. Ek kan nie langer net 'n toeskouer wees nie. Ek het nodig om iets te doen. Want raai wat, as Jesus vandag by jou stil staan en vra, wat doen jy? Wat sal jou antwoord wees? Here, maar ek gaan kerk toe. Wat het dit daarmee te doen? Die vraag is, wat doen jy? As jy beweeg, is dit 'n positiewe beweging of is dit maar net om aan die gang te bly? Here, almal los my uit as ek maar net so aanploeter. Dis mos nie 'n lewe nie. Dis mos nie waarvoor die Here ons geroep het nie. Dis nie waarom hy ons al hierdie gawes gegee het nie. Die dag as jy dit nie kan doen nie, dan gaan jou hart uitgaan en jou uitroep gaan wees, Here, hoekom? Maar toe jy dit gehad het, het jy dit nie gebruik nie. Besef julle hoeveel mense is vasgevang in 'n stoel. Sy bene kan hom nêrens heen vat nie. Maar hulle gaan sit nie stil nie. Hulle beweeg. Ons wat die funksie het van alles, sit en wag. Want ons het hierdie wagsyndroom, iets gaan na my toe kom. Ek wil vandag vir jou baie goeie nuus gee, niks gaan na jou toe kom nie. Daar bestaan nie so iets nie. Goed kom nie net na jou toe aangeloop nie. Dis wat jy insit, sal jy uitkry. That's life. Jy sien, dit wat ons voor rarig werk. Man, op die einde van die dag, as ek dink hoe daai ding gelyk het toe ons al begin het, een groot gat, alles was later net 'n challenge. Maar weet jy, hoe meer goed ons opgekry het, en hoe meer dele toegeraak het in daai oop gat, hoe meer het ek begin excited raak oor wat besig is om te gebeur. Dit gaan nie oor hoe dit lyk nie, dit gaan oor wat hy moet doen. Dis waar ons probleem is. Ons wil alles op so 'n mooi manier doen, dat ons vergeet het oor hoe ons dit doen. Want ons is meer gestel hoe ons lyk terwyl ons dit doen. As hy vir jou sê, gaan uit, maak disippels. Hoekom wil jy eers jou moois gaan aantrek en jy moet nou so lyk en jy moet 'n sekere manier praat? Dit moet net mooi skoon wees. Ouens, dis nie wie die Here geroep het nie. Hy het die geroep wat bereidwillig was. Of jy jou plakkies en jou, wat noem hulle, jou pietie broekie aan het en jou help my sterk lyk hempie. Die ou gaan nie kyk na wat jy aan het nie. Hy gaan kyk met watter hart en gees jy na hom toe kom. Jy sien, dit is wat ons nodig het om te doen. Ons het nodig om te beweeg in die gees. Hoekom? Want ons geloof moet ons dryf tot dit. Ek wil begin afsluit. Jy sien, wanneer ek en jy op die punt kom waar ons kan sê, ons gaan begin beweeg, dis wanneer Jesus die water roer. Nie die engel nie, hoor mooi. Wanneer ek en jy in die gees begin beweeg, is wanneer Jesus die water begin roer. Want hoor gou wat sê hy in Johannes 7:38, hy sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dan sê hy in Esegiel 47 vers 9, hy sê, en al die lewende wesens wat wemel oral waar die dubbele stroom kom, sal lewe, en daar sal menigte visse wees, omdat hierdie waters daarin gekom het, en die water sal gesond word, en alles sal lewe waar die stroom kom. Het jy lewende water in jou? Is jy op die plek waar jy verstaan waar jy moet wees? Is jy op die plek wat jy gereed is vir strome van lewende water? Of is jy okay met die druppels wat net so val? Ek wil vir jou sê, ek weet nie van jou nie, maar ek soek strome van lewende water. Ek wil ervaar hoe die water my net so 'n hupstootjie gee. Het jy al gesien as jy in die see is, daai onverwagse brander hier agter jou boude, man, jy kan dink jy staan stil, jou voete is al vas onder die sand, maar as daai ding jou hier onder jou agtersteewe piets, dan outomaties maak jou bene so.
of jou kop so. Maar jy kry 'n hupstootjie. Wanneer laas het jy 'n geestelike hupstootjie gehad? Jy sien, miskien moet jy vra dat die strome moet begin sterker raak. Here, ek het meer nodig. Ek het meer nodig want ek bly net staan. Ek bly net 'n toeskouer. Ek bly vashou aan hierdie verskriklike siekte, daai wagsindroom. Raai van, dis een uitroep en God verander dit. Net een. Hy sê in Eksodus 14:15, hy sê, toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. Jy sien, Israel het voor die Rooi See gaan staan en hulle het gewag. En wat het Jesus gesê? Moenie wag nie, beweeg vorentoe. En die see het oopgemaak. Wat moes hulle doen? Hulle moes beweeg. Nou kom ek vra jou gou, as die see oopmaak, wie van julle gaan loop? As jy hierdie waters hier langs jou sien, kom aan, ons is lekker groot hipokrits in die kerk, want ons hoor hierdie storie, dit moes awesome gewees het. Nee, ek dink daai ouens het genip. Wel, ek sou. As jy hier ewe skielik die see sien en hier's die paadjie, hier's die water, ervaar gou vir 'n oomblik, hier's meneer Haai hier langs jou, en hy kan nie by jou kom nie, en al die goeters wat daar binne is, hulle is reg langs jou, en jy loop op droë grond verby. Jy sien, dis wie Jesus is. Maar hulle het eers net gewag, soos wat ons doen. Die Here kan nie die see vir jou oopmaak, as jy nie beweeg nie. Jy sien, dit was die kern van wat daar gebeur het. Hulle moes beweeg, hulle moes deurstap, om die oorwinning te ontvang. Ons bly staan voor die see, en wag, en vra Here, hoekom maak hy nie oop nie? Die vraag wat die hele tyd by my bly is, wil jy gesond word? Ek wil vanoggend dit vir jou vra. Wil jy gesond word? Dit gaan nie altyd oor die siekte in jou liggaam nie. Partykeer gaan dit oor die innerlike siekte wat in jou is. Daai negativiteit. Hoor net vanoggend die woorde wat Jesus gevra het in die woord. Wil jy gesond word? Dis al wat daar is. Dis jou keuse om vanoggend te sê, ja Here, ek wil gesond word. Ek soek alles. Jy sien, want hy gee ons alles wat ons hartsbegeerte is. Om een of ander rede het ons net nie die geloof om dit te vat nie. Om te sê, Here, ek embrace dit wat U my beloof het. Ek vat elke woord. Want jy sien, elke belofte is oor jou gesê, oor jou gegee, oor jou gespreek, is oor jou oopgemaak. Maar om een of ander rede, weer eens, die wagsyndroom, jy word 'n toeskouer, want jy dink is veiliger. Spreuke 13:12 sê, verwagtings wat nie realiseer nie, lei tot mismoedigheid. 'n Begeerte wat vervul word, is soos 'n boom wat lewe gee. Nou ek wil soos 'n boom wees wat lewe het. Ek weet nie van julle nie, maar ek is moeg gewag. Maak nie saak wat dit is nie. As daar omstandighede is, ek is op 'n plek waar ek net, Here, ek weier om net vrede te maak. Ek weier dat mense net sê, weet jy wat, jy moet jouself beperk. Here, U het my geskape om my alles te gee. En dis wat ek gaan doen tot ek my laaste asem uitblaas. Maar ek wil vanoggend vir jou vra, wat is jou hart vanoggend? Is jy op die plek waar jy in geloof kan sê, Here, dankie dat U die see oopgemaak het. Vader, dankie dat ek gehoorsaam genoeg was om die eerste tree te gee. Of gaan jy die hele tyd staan en kyk vir die water? Ek wil vir jou sê, soos jou eerste tree kom, gaan die water weg wees. En ons weet wat daai water simboliseer, is jou omstandighede. Ons staan en kyk heeltyd na ons omstandighede. Ons staan en sit hulle in boksies en ons, dit kan nie.
Wanneer laas het jy na daai goed gekyk? Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Weet jy wat is die lekkerste ding? Ons praat uit van, ek wil die boksie tik. Nou as iemand vir my sê ek wil my boksie tik, dan beteken dit nie so nie. Dis nie vir my tik nie. Tik is so. Nou weet jy wat is lekker in die gees? As jy bid vir iets en jy sê, Vader, ek tik so lank hierdie boksie, want U sê wat ek vra in U naam sal U vir my doen. Johannes 14:14 sê dit vir ons. Wanneer laas het jy dit vasgemaak? So ek nooi jou vanoggend, net waar jy staan, ons gaan nie uitkom nie, net daar waar jy is, as dit jou hart vanoggend is, om te sê, Here, ek het lank genoeg gewag, ek bid vanoggend, dat U hierdie wagsyndroom vir my, sal wegvat, in die naam van Jesus Christus, gaan ek jou nooi om saam met my te staan vanoggend, en ons gaan vanoggend, daai wagsyndroom, vir Vader gee. Ons gaan vanoggend by die Here kom en sê, Here, soos U daai man gevra het, wil jy genees word. Vat ek dit vanoggend met alles wat ek het. U weet wat ek nodig het en waar ek dit nodig het. That's it. Jy sien, om een of ander rede dink ons moet vir 100 mense sê dat hulle moet weet. Tog 1 Johannes 1:9 waar hy praat van die belydenis. Daai belydenis is net voor God. Dis waarom hy sê, wat jy bely, sal ek jou van vry maak, en ek sal jou reinig van alle ongeregtigheid. Nou hoekom dink jy, kan jy nie vanoggend net vir Jesus sê, Here, hier is ek. Help my om los te maak van hierdie wagsyndroom. Help my om te begin vat. Help my om te begin beweeg. Help my om my boksies in die gees te begin tik. Help my om oorwinning te vat. Help my om te begin sê, ja Here, ek vat dit. Ek vat dit. Dankie Here. Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Oh Jesus. Here, ons staan voor U, Here, wetend, daar's niemand soos U nie. Vader, U sien elke man, elke vrou wat vanoggend opstaan om hierdie keuse te maak, Here. Vader, en ek bid, Here, met alles wat in my is, Here, dat ons vanoggend dit sal embrace, Here. Dat ons met 'n opgewondenheid voor U kan staan en sê, Here, vat hierdie wagsyndroom van my af weg, Here. Vader, help my om te staan vir dit wat U vir my gesê het, Here. Dat die woord wat U my gegee het, Here, dat ek dit vasmaak, Here. Vader, dat ek genesing en oorwinning kan vat in Jesus naam. Vader, dat ek vandag, Here, in hierdie huis kan staan en sê, Jesus het my waarlik vrygemaak. Vader, want U sê tog wat ons vra in U naam. Ek bid vanoggend in die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. Here, dat U vanoggend ons geloof eerstens sal herstel. Want wanneer ons geloof geaktiveer is, sal ons gereed wees om te beweeg en te ervaar hoe die see vir ons oopmaak. Vader, dankie Here. Dankie dat ons in die gees kan begin tik. Dankie dat ons kan begin dankie sê. Here, help ons vanoggend om te weet dat ons moet losmaak met onsself en begin vasmaak met U. Want wanneer ons vas is in die gees, gaan ons nie gestel wees op die ou klein goedjies wat in ons lewens vasgevang is nie. Here, wanneer ons begin beweeg in die naam van Jesus Christus, gaan U wonderwerk op wonderwerk op wonderwerk oopmaak. Vader, ek bid vandag dat U seën op elkeen sal rus. Vader, dat ons U sal ervaar. Elke oomblik van elke dag, Here, is my gebed in Jesus naam. Amen. Terwyl julle so sit, wil ek net hierdie vir julle lees. Ek wil julle net besef, hierdie was vir my so mooi. En ek weet nie wie dit geskryf nie, maar dit is die mooiste woorde wat ek nog gehoor het. Hy sê, wanneer jy te lank wag, verdwyn jou verwagting.
Wanneer jy te lank wag, verslap jou geloof. Wanneer jy te lank wag, raak jy gemaklik in jou omstandighede. Weet jy, terwyl ek hierdie goed lees, is dit asof daai groen lig net so aanbly. Waar? Here, hoekom is dit dat hy so maklik by ons kom steel? Hoekom is dit dat ons grondgebied so maklik kan opgee? Ek wil vir my Zaan vra om net hierdie illustrasie vir ons te kom doen, want dit is so belangrik dat jy besef wat daarmee saamgaan. Dankie. In hierdie stuk wat Paul nou met ons gedeel het ons gesien dat ons mense soms vasgevang is in die lewe. En as ons nou vanoggend na hierdie bak kyk, sien ons die water. En daai bal daaronder verteenwoordig my as mens, ons as mense. Ek soek gou iemand, enige iemand, wat gou vir my daai bal kan kom uithaal, sonder om water te mors. Dionita, kan jy probeer? Jy is nou die kortste ene van almal. Oh, sorry, jou kans is verby, jy het water gemors. Is daar enige iemand anders wat nog 'n kans wil hê? O, skiesie. Kom Dwayne, kom haal hom uit. Haal hom vir my uit sonder om die water te mors. Gee hom kans, laat hy sak. There you go. Nee. Daar sê daar mors hy. Maar Dwayne was nou op die regte pad. Kornetjie, jy was op die regte pad. Die oomblik as hierdie water geroer word. Hy moes nou eers sy hand ingedruk het sodat hy kon bietjie water gemors het, maar sodat nou roer ek hom. En hier kom hierdie bal na bo. Kom. Dwayne, jy moes jou hand dieper ingedruk het. OK. Wat daar het ek kom. En daar het ek die bal. En dit is wat ek vanoggend by julle wil los. Wil hierdie stukkie net gou vir julle lees. Ons mense hoop dat iets sal gebeur, dat iemand die water sal kom roer, nee? Sodat ons kan uitkom. Maar baie van ons het net gewag, sonder om dit te kan beleef. Wanneer God die water roer, moet jy reageer. Ons gaan op, want as jy daaronder lê, reageer jy nie. Wanneer sy gees beweeg, moet jy instap. Want wanneer die water geroer word, gebeur daar bonatuurlik iets. Die beweging van die water simboliseer die beweging van die Heilige Gees. En as ons nie toelaat om beweeg te word nie, om daai beweging te doen nie, beweeg jou deeg, dan gaan ons daaronder bly, waar hierdie bal nou dryf. En ek wil nie daaronder bly nie. So wanneer julle weer 'n bal sien wat onderdryf, Kornetjie is slim. Ons roer hom, dan kom hy op. En dan laat ek en jy toe, dat die Heilige Gees deur ons werk, om te kan opkom. Wil dit by julle los. Dan wil ek afsluit met ons weekse afkondigings en ons aktiwiteite.